Goeiemôre gemeente. Gemeente, ons het enkele afkondigings voor die tyd. Ons wil graag die besoekers, ek het nog nie mooi kans gehad om te sien waar sit hulle almal nie, maar baie welkom aan julle. En ook die mense wat via die internet ingeskakel is, hartlik welkom. Ons het vanoggend dan die bevestiging van 'n ouderling en 'n diaken. En dan, dit is broeder Pieter Smit as ouderling en broeder Bram Smith as diaken. Vanaand se erediens is 'n ruildiens en word waargeneem deur dominee Anton Dednam. Dit is van die Gereformeerde Kerk Andion. Gemeente, ons gaan vooraf lied 175 sing. Nou moet ek eerlik sê, dis nie 'n moeilike wysie nie, maar ek is redelik seker dat hy vir baie van ons nie bekend is nie. Ons gaan hom verblyde vra dat sy hom vir ons 2 keer net deurspeel en dan kan ons hom volg. As jy dan net Marian, soos wat hy oorslaan het, elke keer ook oorslaan, soos wat blyde dit speel. En dan gaan ons hom daarna, terwyl ons bly sit, gaan ons hom sing, dit verheerlik ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, hy wat ons tot die drie-enige God bring. Kom ons sing lied 175, terwyl ons bly sit. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 36, en dit gaan ons staande sing, vers 2 en vers 3.
Elkeen van ons dan persoonlik. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Hy wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam. Ek glo aan 'n ewige lewe. Die 10 gebooie dan uit Eksodus 20 en die Efesiërs 4 nie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Gelowiges wat bevry is, weet, jy mag naas my, so sê God, geen ander gode hê nie. God sê ook, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liewe gemeente, ons is dankbaar die Here het reeds vir ons die wet in Christus vervul. Ons kan dus 'n danklied sing en mekaar aanspoor. Kom ons sing Psalm 81. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het, deur sy sterkte eer, hom die groote God wat weer feesgenot vir sy volk berei het. 81, 1, 6 en 11.
ons Here, wat 'n verskrikking as ons as gelowiges dan gaan buig onder die juk van slawediens. Wat 'n verskrikking, wat 'n liefdeloosheid. As ons nadat U deur U seun, deur U troue liefde, deur die geweldige opoffering, die offer van U seun, weer maak asof ons ander gode dien. Vergewe ons, Here, en help ons om hierdie blydskap waaroor ons nou gesing het, hierdie feesgenot, ons bevry, volkome bevry, in ons lewe te ervaar. Lei ons weg van slawediens af. Daar's soveel dinge waaroor ons moeg maak, waaroor ons wakker lê, wat ons probeer om te dink wat nou en hoe. Daar's soveel dinge wat ons begeer, ons maak ons moeg, Here, oor baie dinge. Vergewe ons en verander ons. Dring by ons aan deur U Gees in U woord en gee ons die gewilligheid, oop ore wat hoor en duidelik hoor en doen. Dankie Here dat ons saam as gemeente vir die van ons wat kon, hierdie week ons toegespits het, dat ons ook deur U woord meer en meer verstaan, nie net wat bekering is nie, maar ook hoe dit in ons eie lewe moet grondvat. Help ons tot ware berou en help ons tot ware blydskap in die verlossing en 'n lewe in hierdie blydskap. Ons bid vir ons gemeente, eintlik U gemeente. Ons bid vir elkeen in hierdie kudde van U, die lammers, ja, ook ons as volwassenes. Vader, ons behoort aan U, duur gekoop, nuut gemaak. Help ons as gemeente om te skitter in hierdie wêreld as U nuwe mensdom. En vergewe ons as daar nog soveel trekke is van die ou mens, van die mens wat nog vasgevang is saam met Adam en nie nuut gemaak is in die nuwe Adam, die laaste Adam nie. En nou bid ons Here as gemeente vir ons dierbares. Ons bid vir hulle wat hierdie week in die hospitaal was en operasies ondergaan het. Ons bid vir hulle dierbares. Dankie Here vir troue bystand. Dankie vir hospitale en vir dokters en vir kennis en vir medisyne, vir verpleegsters, vir mense wat getrou hulle lewe ook daarin toewy. Ons sien by dit alles verby die hand van ons Vader, die hand van ons herder, sy stok en sy staf, waarmee hy ons begelei. Gee ook daardie belewing vir elkeen van ons geliefdes, ook vir hulle wat hartseer is, wat dierbares verloor het, wat tans swaar kry, wat worstel met vrae. Ons bid vir U genade in ons geliefdes se lewe. Seën ons nou in hierdie oomblikke, as ons voor U woord kom. Here, help dat ons regtig sal hoor. Maak U self ons harte oop, elkeen van ons. As ons al reeds maniere ontwikkel het om tyd verby te kry hier, terwyl ons U aanbid, sonder om te weet wat aangaan, verander dit, Here. Geef vir elkeen van ons die vermoë om goed te hoor, blydskap en dankbaarheid te ervaar en met nuwe kragte hier weg te gaan, om Christus ontwil. Amen. Ons lees uit die woord uit, Efesiërs 4 van vers 17 tot 24. Ek wil net sê dat die eerste vers, ons het by die Bybelstudiegroepe waar ons nou 'n bietjie aandag gegee het ook aan hierdie gedeelte, het ons beklemtoon. Dit is nou deur die nuwe vertaling bietjie gemaak in die naam van die Here wat reg is, was eintlik 'n bietjie sterker want daar staan in die Here. Dit wil sê
Paulus sê, julle sien nou is ek Paulus wat hier staan, maar eintlik is dit die Here self. En hy doen 'n baie ernstige beroep op hulle. Hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle het met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons lees tot daar, ons gaan dan nou net eers oor tot die bevestiging van ouderling en diaken. Ons vra broeder Smit en broeder Smith om vorentoe te kom asseblief. Is dan broeder Bram Smith en broeder Smit. Broeders, ons hou aan u voor. U weet nou hoe dat ons verskillende male die naam of name dan afgekondig het van die broeders wat as ouderling en as diaken van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. As daar dan nou, aangesien daar dan nou niemand was wat enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hierdie diens bevestig. En daarom vir die doel moet julle, Pieter en Bram, moet julle hierdie, kom ons noem dit dan formulier aanhoor en ook 'n uiteensetting daarvan soos dit uit die woord van God kom. Eerstens, Pieter, 'n ouderling is iemand wat in die diens van regering in die gemeente van Christus Jesus gestel is en dit moet beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, Bram, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. En hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, dit wil sê van die predikant, en as ook onderskei van die diens van die regering, met ander woorde van die ouderlinge. Ons glo dat Christus mense tot die besondere diens in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbou van die liggaam van Christus. Dit is die kernsaak, nee, die opbou van die liggaam. Die ouderling moenie die gemeente se werk uit hulle hande gryp nie en so ook nie die diaken nie. Ons moet die gemeentelede toerus vir hulle dienswerk. As ouderling dan, Pieter, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens dan behoorlik te kan uitoefen is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. As opdrag, as ouderling dan, kry jy die volgende opdrag. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik en volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet ook daarop let dat die bedienaar van die woord en die ouderlinge en diakens getroue en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, Pieter, jy moet sorg en daarop let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met kerklike vermaning en tug opgetree word.
En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer, wat nie met die Bybel ooreenkom nie, voorgedra word. Jy moet ook, laastens, Pieter, die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Bram, jy word geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en ook dan in daadwerklike onderlinge liefde, dat hulle dit so beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse sigbaar kan word. Saam met jou medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek en sorg te dra dat hulle nie deur armoede, en hier is nou 'n klomp name, armoede eerste, maar dan ook eensaamheid, of ouderdom, of siekte, of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak. So dis waar die kern van die saak is. Niemand moet vervreem raak as gevolg van sulke, kom ons noem dit mediese of sosiale of watter redes nie. Dis die diaken se werk. En ook die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die Bybel uit ook uitdeel. Sodoende moet jy Christus, jou medegelowiges en alle mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Nou, broeders, julle het nou gehoor wat julle opdrag is. Ons vra julle nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Tweedens, glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met die woord uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Laastens, beloof jy om jou aan kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Kom ons vra maar eers, Pieter, wat is hier op jou antwoord? Bram? Ons gebed is as gemeente dat die alvermoënde God en Vader aan julle sy genade sal skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderling Pieter ywerig in die regering van die gemeente. Wees 'n wagter oor die huis van God en vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Bram, as diaken wees toegewyd in jou diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid. Dit is my opmerklik dat party mense vir die diaken sê, hy hoef nie te kom nie want hulle het nie probleme nie. Maar dan gaan dit vergeet 'n mens van die feit dat ons ook ons gawes, nie net geld nie, maar ook ons gawes tot mekaar se beskikking moet stel en dat dit die verantwoordelikheid van die diaken is om die soort gawes in te samel. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan jou sorg toevertrou is. Wees getrou in julle diens en goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal julle vir julleself eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. Geliefde gemeente, ontvang vir Pieter en vir Bram as manne wat deur God na u gestuur is. Stel u gewillig onder die toesig en regering van die ouderlinge, want hulle sal ook van elkeen van ons se lewe eendag rekenskap moet gee. Laat toe dat die diakens ons begelei in ons diens, en gee ook sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou sodat u ook ander kan help wat behoefte het.
Dink aan die ouderlinge en die diakens en wil ek byvoeg ook die predikant in die gebede. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ons dank U dat U die broeders deur die Gees gelei het om die roeping op te volg, Here. Ons bid, gee aan hulle steeds meer en meer die gawes wat hulle nodig het om hulle dienste kan verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die dienste volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën ook ons as gemeente waaroor U ons broeders aangestel het. Maak elkeen van ons gewillig om ons aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer nie as mense nie, maar ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun, Jesus Christus. Amen. Ons gaan dan nou Psalm 134 vers 4 sing, gemeente. Ons sing dan ook in die meervoud. Ons ken almal die psalm, hy sal nou nie op die bord wees nie. Laat die Heer U seën op hul daal, U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor hul gebied. Ons vra dan dat Pieter en Bram na die gemeente draai. Ons vra dat U bly sit, dan kan ons hulle almal goed sien. Psalm 134 vers 4 terwyl ons bly sit. Ons gee dan nou die kleiner kinders kans dat hulle gaan vir die bespreking of die verduideliking van die skrifgedeelte en die preek. Gemeente, ons teksvers, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lees 'n mens die boek Efesiërs, gemeente, dan is dit duidelik dat 'n gemeente nooit mag stagneer nie. Daar moet groei wees. Nou praat ons nie soseer van getalle nie, dit sal, as jy my die Engels sal vergewe, 'n spin-off wees, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan ten diepste, natuurlik wil ons die heidene ook vergader, so het ons net nou gehoor by die ouderlinge, maar toe ons die ouderlingformulier gelees het, maar dit gaan oor diepte, geloofsdiepte. 'n Gemeente, dit moet duidelik word dat die gemeente groei in geloof. En dan praat ons nou van die gemeente, eintlik kan ons sê die hele kerk van die Here oor die hele aarde, want daar is eintlik maar net een kerk, daar's plaaslike gemeentes, maar dit is duidelik uit Efesiërs, die kerk moet groei. Groei, so hoor ons in Efesiërs 4 vers 15 en 16 wat ons nou nie gelees het nie, maar jy kan dit gerus self lees van vers 1 af. Vers 15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Maar as ons sê die kerk moet groei, dan moet ons dadelik weet, as die gelowiges nie groei nie, as die mense wat deel is van hierdie liggaam, wat ledemate is binne in die liggaam van ons Here, as hulle nie groei nie, dan is daar nie groei nie.
Die gedeelte wat ons dan vanmôre gelees het, volg op die gedeelte waar die groei van die kerk ter sprake is. Skielik draai Paulus die fokus na die gemeente toe, na die gelowiges, na die individue toe. En hy sê hulle moet groei. Die liggaam van Jesus groei net as die ledemate groei. Daarom moet ons as gelowiges dan ook kyk na ons lewenswyse. En het ons in hierdie week wat verby is, die van die wat kon, het ons moeite gedoen om persoonlik ook te vra uitskrifgedeeltes, hoe lyk my groei? Hoe lyk my bekering? Ons word eintlik elkeen opgeroep tot bekering. Nie bekering soos baie mense dit verstaan, nou moet jy 'n gelowige word nie. Ek sê altyd vir die katekisasiekinders, as iemand vir jou vra, is jy al bekeer, dan moet jy die persoon reghelp. Nee, jy kan vra of as ek wedergebore. As ek wedergebore is, dan bekeer ek my, dan is daar 'n voortdurende omdraai, bekering. En nou wat ons dan nou vanmôre ook wil vra uit hierdie gedeelte is, wanneer sal daar by ons bekering plaasvind? Of kom ek vra dit beter, wanneer sal daar ware bekering plaasvind? En dan is die antwoord, slegs wanneer my innerlike denke vernuwe word, sal ware vernuwing gebeur. Net dan, en dis wat ons teksvers sê, slegs wanneer daar innerlike, kyk mooi, julle gees en gedagtes moet, staan daar eintlik voortdurend, nuut word. Daar sal alleen by my verandering in my lewe kom, 'n nuwe lewe kom, voortdurend nuwe lewe kom, as my denke vernuwe. Want jy sien, bekering spruit voort uit nuwe denke. As dit nie so is nie, dan is dit soos wanneer iemand gaan en hy hou van vrugtebome in sy erf, en nou gaan hy en hy vat, sê nou maar appels of pere of wat ook al, en hy vat kleefband, en hy maak oral aan die bome, maak hy van hierdie vrugte met kleefband vas. En dan verklaar hy, ek het nou ook 'n vrugteboom. Ons weet wat gaan gebeur. Die vrugte gaan verlep, dit gaan afval en dit gaan vrot. So is dit wanneer die bekering, die omdraai, die nuwe lewe nie voortspruit uit nuwe denke nie. Bekering, 'n nuwe lewe, moet kom omdat daar diep binne in my hele manier van dink en kyk moet vernuut word. Hoe gebeur dit? Vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word. Let mooi op, dis eintlik 'n passief. Nee, moet nuut word. Dit sê, iemand moet dit doen, en dit is nie 'n opdrag nou eerstens aan my nie, dit is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Dit is net die Gees wat regtig grondige, nuwe veranderinge in jou lewe sal bring. Net hy. Maar as ons dit klaar gesê het, moet ons nou nie sê, verskoon, ek is nie onrespekvol nie, maar nou wag ek so 'n bietjie dat die Gees dit vir my doen nie. Jy's nie uitgesluit uit hierdie opdrag nie. Jy kan sien die feit dat hy ook in die passief is, maar dat dit na die gelowiges toe kom, sê, jy moet jou bekeer. Daar's nêrens in die Bybel 'n opdrag aan, weer met respek, die Heilige Gees bekeer nie. Die opdrag word aan my as gelowige gegee. Ek moet voluit aktief wees in die omdraai in my lewe. Kom ons sê, met die lus, die krag, die insig en die perspektiewe wat die Gees voortdurend gee. Let mooi op, wat hy gee, moet ek aanhoudend nie dink. Hy is die een wat vir my dit gee. Maar hy gee dit vir my. Ek kan nie gaan sê, ek wag nie. Ek kan nie gaan sê, ek het dit nie gekry nie. As jy 'n ketel het, en jy prop hom in en jy het alles getoets, die krag werk, die draad is reg, alles, die krag kom daar uit. Maar in dit bly, dis 'n stroom wat aan mekaar kom, maar die ketel wil nie werk nie. Dan weet jy, hier's fout met die ketel. En dis wat ons van onsself ook kan sê, die Gees gee regtig aan mekaar daardie elektriese stroom na my toe. Hy gee vir my die lus, die krag, die insig, die perspektief. Hy verander dit, maar ek kan weier. En natuurlik as jy ware gelowige sal jy nie daarmee aanhou nie,
Maar ek kan die Gees bedroef en nie dink nie my denke oordink nie. Kom ons pas dit dan toe. Broeder en suster, ek glo jy het ook al baie in die lewe, ek ook besluite geneem, ek verander. En as dit soos die appeltjies wat daar aan die doringboom sit. Ag man, dis te pragtig. Maar hulle verlep en hulle vrot en hulle val af en is klaar daarmee. Daar was nie nuwe denke nie. So is dit ook met ons. Vat maar formalisme. Jy weet, broeder en suster, jy kan nie die Here dien soos wanneer jy bestuur nie. Ek weet nou, ek kyk so vinnig, maar ek sien nou nie ouetjies wat nou pas besig of wat nou besig is om te leer om te bestuur nie, nê. Jong, dis al 'n ingewikkelde storie, nê. Jy moet daai koppelaar stadig los en terselfdertyd moet jy die petrolpedaal trap of die brandstof en nou moet die ding nog 'n rad ook wees en jy moet dit geleidelik doen en jy moet as dit opdraanders meer gee. Dis 'n ingewikkelde denkproses. Maar weet jy, nou dan gebeur dit outomaties, jy dink nie eens meer nie. En dank die Here, ons brein werk so, nê. Ons anders sal jy as jy elke keer oor moes uitdink, dink aan ons manne wat moet skeer. Nee, as jy elke keer moet oor uitdink, sal nie werk nie. Maar jy mag nie die Here so dien nie. Ek mag nie in daai outomatiese mode ingaan nie, wat my diens aan die Here betref nie, en wat hierdie ding betref nie. Formalisme, ek kan nie die Here net die vorm hê. Ek gaan kerk toe en ek gaan op my knieë en ek lees my Bybel. Die vorm mag nie, daai formalisme, wat ons almal in ons, wat in ons sit, moet uit. Ek moet daarmee breek, dis maar een voorbeeld. Ons kan nou baie noem. Ek moet dit wat die Gees my opwys, wat hy my leer, wat hy my attent maak, moet ek nie ignoreer nie. Ek moet daaroor dink. En ek moet dit besin, en ek moet besluite neem hier diep binne. In my denke moet ek dit vasmaak. Want jy sien, geliefdes, wanneer ek deur die Gees innerlik nie dink, is die bekering wat daaruit voortspruit, wil ek sê, onstuitbaar. Die nuwe denke deur die Gees, weet ek, of deur daardie denke weet ek, dat dit sinloos is, en die dele van my lewe wat sou ooreenkom met 'n heidense lewe, is 'n sinlose deel, want hulle hele lewe is sinloos. Dit sê, lees ons in hierdie gedeelte. Ons kan sê, soos wat hier staan in vers 18, moenie langer soos die heidene lewe nie, hulle gedagtes lei tot niks. Ek dink, as daar in Efese 'n heiden gesit het, nê, en hy het nou hierdie Christen hoor, hierdie brief van Paulus lees, en hy was veral as hy nou 'n Griek was, dan sou hy gesê het, wat? Sê jy ons denke lei tot niks? Ek is seker jy ken nie vir Sokrates nie. Ek is seker jy ken nie vir Plato nie. Ek is seker jy ken nie Aristoteles nie. Wysgeere van naam. Wysgeere wat vandag nog rigting gee aan die wêreld. Sy sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Sy sê, ons denke, ons gedagtes, het nog niks gelei nie. Man, kom ek wys jou. Hoe sal ons antwoord? Hoe sal ons staan by wat hier staan? Heidene se gedagtes lei tot niks. Let op vers 18, moenie langer soos die heidene lewe nie, hulle gedagtes lei tot niks. Kyk waarmee word dit opgevolg. Hulle denke is verduister, vervreemd van die lewe met God. Paulus sê nie daarmee, heiden kan nie slim goed uitdink nie. Jongen, as hom slim heidene. Regtig, as jy in die mediese veld, die ingenieurswese, oral kan jy maar gaan kyk, daar is van hierdie ouens wat baie slim is. Wat ons, meeste van ons in elk geval glad nie begryp waarvan hulle praat nie, wiskundig is. Maar in watter opsig is hulle dan verduister? Watter opsig is hulle? Lei dit dan tot niks? Loop dit uit op 'n 0? Hulle denke is verduister. Vervreem van die lewe met God. So mense met Johan Russikstraat ry. Ek het al mense soontoe gevat van oorsee, né? Dan ry ek daar met Johan Russikstraat tot by die uitkykpunte. Dan kyk ons na die Unie geboue.
Maar soms, dan is jy nou vol ywer, vat jy die mense soontoe, maar dan's daar 'n wolk wat daar lê. Dis verduister. Jy sê vir hom, daar's 'n Unie geboue, maar hy sien dit nie. Want is toe. Dis bewolk. Nou so sê hy, is die heidene. Dis bewolk, hulle kan nie sien nie. Dis nie dat God nie daar is nie. Dis nie dat hy nie roep nie, maar hulle denke is verduister. En daarom is hulle vervreemd. En nou haal ek die direkte vertaling, wat ek dink 'n beter vertaling is, aan hulle denke is vervreemd van God. Nie een van ons moet stry dat hierdie manne, hierdie Sokrates en Plato en die manne, dat dit slim mense was. En dat dit vandag nog moeilik is vir ons wat wysbegeerte of filosofie gedoen het. As jy eerste jaar is, skrik jy jou mors dood vir die goed, want dit is baie moeilik. Maar dit sê nie dat dit tot iets gelei het nie. Dit het wel hier iets betekenis gehad. Maar dit wat saak maak, het hulle nie weer uitgekom nie. Dit het nie mense gebring tot God nie. Hulle sou kon spot en sê, man, wil jy nou van my sê, julle filosofie oor 'n Jood wat in 'n kruis doodgemaak is en nou uit 'n graf uit opgestaan het, is dit nou wysgeerig? Is dit nou filosofie? Waarvan praat jy? Maar ons weet, hulle ken die ware God nie. Hulle is vervreem van die lewe met God. Wie se skuld is dit? Hoekom is hulle so? Is dit God se skuld? Met respek gevra, vers 18. Ons sê, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Jy onthou vir Farao, die Here het vir hom gesê, laat my volk trek. 10 keer. Elke keer het hy 'n ander storie. Elke keer wil hy, maar dan wil hy ook nie. Want ek meen, dis baie gerieflik om hierdie klomp joetjies hier te hê, laat hulle vir hom werk. En hy het sy hart bly verhard. En toe verhard die Here sy hart. Toe maak hy sy hart kliphard. En dis wat hier gebeur ook. As jy Romeine 1 lees, en ek vra vir jy gaan lees dit gerus, hele Romeine 1 sal jy sien. As jy aanhou, verhard die Here jou hart. Hy roep deur die skepping. Hy roep elke liewe mens, selfs die mens wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, roep hy deur die skepping. Lees maar Romeine 1 goed. Hy roep, maar deur die hardheid van hulle harte verhard hulle en wil hulle nie hoor nie. Hulle is onkundig. En sê ek dan, dis nie die pad wat ek wil loop nie. Ek wil nie vervreemd van God lewe nie. Ek wil nie my hart verhard nie. Ek wil nie by die goddeloosheid waarby hulle uitkom nie. Broeder en suster, en dis belangrik. Want jy kan so toegeskroei raak dat jy nie meer hoor wat God sê nie. En dis wat ons onsself ook moet voorneem. Ek wil nie daai pad loop nie. Kan nie die een bede van ons Here onthou? Ons ken sekerlik almal, maar die gebed laat my nie in versoeking kom nie. Nou, die Bybel leer uitdruklik, die Here kan nie versoek word nie en hy versoek niemand nie. Maar as Here Jesus sê, laat kom my nie in versoeking nie. Dis nie asof God jou stuur om in versoeking te kom nie, maar jy gaan in daai rigting. Jy sien die versoeking en jy reageer daarop en nou begin jy daai pad loop. En jy vra Here, asseblief, moenie laat ek my hart verhard nie. Keer my tog voor. Bring my weg, al moet jy my beproef, maar moenie dat ek daai pad loop nie. Moenie dat ek my hart verhard en uiteindelik vervreemd raak van hierdie lewe met God nie. Lei my op 'n nuwe pad. Goed, geliefde broeder en suster, dan positief sê hy, dis nie hoe jy Christus leer ken het nie. Die negatiewe is dus, jy sien nou wat doen hy doen, jy wil nie daai pad loop nie. Maar wat dan wel? Hy sê, maar dis nie hoe jy Christus leer ken het nie. Let nou mooi op, nee, Christus self. Dis nie in die eerste plek wat hy geleer het nie, dis natuurlik baie, baie belangrik. Maar jy het deur dit alles homself leer ken, die gesalfde, Christus gesalfde, nee. Jy het self die gesalfde geleer. Dis die wat jy leer ken het. En ook daarmee saam hoe jy hom leer ken het. Met ander woorde, soos jy hom leer ken, deur dit wat jy van hom weet. Onthou, hierdie was ook 'n tweede geslag Christen, hulle het ook nie een van hulle het waarskynlik ooit vir Jesus gesien nie. Maar dis hoe jy hom leer ken het.
En omdat jy hom so leer ken het, en jy begin hierdie heidense lewe lei, of trekke van heidense lewe, kan dit net nie, dat jy breek daarmee. Dis die motivering. Dis die belangrike punt, wat hier gemaak word. Dus, ek het Christus leer ken, God se gesalfde. Daarom weier ek om appeltjies en pere te gaan plak aan die doringboom daar in my erf, of in my lewe se erf. Dit gaan verlep, vrot, afval. Maar lees ons dan, julle is onderrig in Jesus. Het is nogal belangrik dat hy hier swaai na die naam Jesus toe. Jy sien, wat Paulus doen, ek wil nou nie dat ons aandag verloor nie, maar hoekom hy hier na Jesus, die woord Jesus gebruik, of die naam Jesus, is om te sê, daai Jesus van Nasaret, dis die regtige een. Dis die een in wie die waarheid is, in wie God openbaar het. Nie 'n snaakse filosofie of selfs dogmatiek of wat ook al nie, maar die Jesus wat mens geword het, wat daar tussen die mense geloop het, wat aan die kruis gehang het, wat in die graf is, wat opgestaan het. As jy dit nie aanvaar nie, verloor jy ook alles. Dis die een wat ek leer ken het, as God se waarheid, die weg, die waarheid en die lewe. So, wanneer die Gees my hierdie innerlike kennis gee, word bekering onstuitbaar in my lewe. Maar hoe sal 'n mens nou hierdie bekering beskryf? Dit is 'n baie mooi beeld wat hier gebruik word, soos ou klere wat jy uittrek, jy raak daarvan ontslae, jy weet dis vuil, jy wil dit nie meer aan hê nie, jy gooi dit, sê nou maar in die wasgoedmandjie. Jy raak ontslae daarvan. Maar aan die ander kant bly jy nou nie kaal nie, jy trek ook ander klere aan. En dis wat die beeld wat hier ook gebruik word. Hoe lyk die uittrek? Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur die sondige begeertes verteer word. My aard, my ou aard, soos wat ek was, my ou natuur, is so. Ek wil die sonde doen, ek sien die begeertes. Dis my ou mens. Die nuwe mens sien dit ook. Maar ek sê, hierdie goed moet weg uit my lewe. Ek stoot dit doelbewus uit my lewe uit. Ek wil nie so wees soos Adam en sy nageslag, as Adam dan nou nie genade sou ontvang het nie. Maar ek wil nie meer daardie ou mens wees nie. Daardie ou mens is saam met die Here Jesus gekruisig. Dis gek om daardie mens te gaan uitgrawe en hom weer aan te trek. Dit pas nie by die gelowige nie. Ek is los daarvan. Ons doen dit almal, né? Ons sê nie jy kan dit ooit volmaak regkry nie. Maar ek raak ontslae as die Gees my attent maak op dinge in my lewe, byvoorbeeld formalisme. Trek ek dit doelbewus uit, ek breek dadelik daarmee. Ek wil nie en ek vra om vergifnis, ek het werklik berou daarmee. Ek distansieer my van hierdie mens. Kom ons noem 'n paar voorbeelde daar uit Galasiërs, ek het nou maar net sommer 'n paar. Onsedelikheid, vyandskap, woede, rusie, dronkenskap, uitspattighede. So kan 'n mens aangaan. Dinge wat ek uittrek, dit pas nie. Ons sê, die ou mens trek ek met die krag van die Gees uit. Ek het 'n hartlike berou wanneer my lewe enigstens ooreenkom met die lewe van die heidene. Vanuit my nuwe denke breek ek met so lewe. Die lewe soos die ou mens. Maar dan ook die aantrek. Kyk mooi. Ja, ek lees nou die direkte vertaling, trek die nuwe mens aan wat in geregtigheid en ware heiligheid na God se beeld geskep is. Jy sien, God het 'n nuwe skepping gemaak. Op hierdie aarde van ons is die twee soorte mense, die ou mense en die nuwe mense. Die nuwe mense is die gelowiges. Hulle is die nuwe mensdom. In hulle lewe moet jy die skepping van God sien. Geregtigheid om volgens sy wil te lewe en heiligheid afgesonder vir my Here. Dit moet jy in my lewe sien. Hulle is God se nuwe skepping. Broeder en suster, kan die mense in jou lewe, kan jy in jou eie lewe sê, jy sal my aan my klere herken. En nou praat ek nie van jou gewone klere nie, maar jou lewensklere. Dat dit duidelik is, hierdie is nuwe mensklere. Hoe lyk hierdie nuwe mensklere? Sê weer, trek die nuwe mens aan wat in geregtigheid en ware heiligheid na die beeld van God geskape is. Ons sluit af. Laat ons dan nou wat die afgelope week besin het oor bekering.
Bybelstudies het omtrent almal daaroor besin en baie van ons lidmate, en ek is dankbaar dat daar soveel lidmate is wat dit doen en so positief daarop reageer. Laat ons dan nou uit hierdie teksgedeelte eerlik wees daaroor. Eerlik wees of ek gehoor gee wanneer die Gees my lei tot nuwe innerlike denke. Dat daar nie in my lewenserf doringbome staan met vrugte aan nie, geplak met leefband nie. Maar daarmee saam dat dit onstuitbaar is, nê. Ek begryp regtig die sinloosheid van die heidense denke, maar ek ken ook Christus persoonlik. Hy is nie vir my 'n leerstelling nie, 'n kerk nie. Hy is Christus, die lewende, die gesalfde van die Here. Maar dan is my bekering ook grondig. Trek ek regtig die ou mens uit voortdurend. Ek raak ontslaaf van die ou mens, maar dit bly dan nie leeg of kaal nie. Ek trek ook die nuwe mens aan. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie vir die werk wat ons die afgelope week kon doen en vanoggend hier aan die begin van die nuwe week kon terugkyk. Dankie Here vir die krag wat die Gees gee, die lus wat die Gees gee, die deursettingsvermoë wat die Gees gee. Help ons Here om nie die Gees te bedroef nie. Keer ons voor as ons op 'n harde hartpad wil loop. Maak ons harte sag en oop, ontvanklik. Gee vir ons die antennes dat ons sal hoor, ore wat duidelik kan hoor. En help ons elkeen persoonlik, Here, dat daar geloofsgroei sal wees. Ons bid dit vir ons gemeente. Dat ons groei meer en meer as liggaam van ons Here Jesus Christus. Maar so ook vir al die gemeentes, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg deur die wêreld. Dat daar groei na U, ons hoof is. Maar help ons ook elkeen persoonlik. Dat ons diep in ons lewe sal inkyk en dat ons vreugde sal vind in die nuwe mens. Die krag wat die Gees ons gee, Here, alleen daarmee kan ons. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen. Gemeente, ons gaan ons as gemeente laat begelei, dat ons saam kan vir die Here sê, daar is niks voor U bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, U weet al wat my hart bedink het. Vers 12 ook nog, deurgrond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my, waar U kan lees, 'n skadelike weg mag wees. En dan ons gebed, en lei voortaan my wankele skrede, tog op die weg van ewige vrede. Ons sing vers 1, 2 en 12 na die insameling.
gelowige, die God van liefde en die God van vrede sal by u wees. Gemeente, die kollekte by die deure is vir die kerkkas, die katekisasie vir laer- en hoërskoolleerders vanoggend na die diens, die wekkatekisasie die gewone tye en plek soos gereël. En dan die Bybelstudiegroepe weer hierdie week. Besonderhede is in die Waterkruik. Ons het dan nou een suster wat nog geroep word as diaken. Dit is Johanne Penning. En dan spesiale verjaarsdag hierdie week. Ons wil graag vir Roe Venter wat Dinsdag, ek dink ons moet hom gekontroleer, Roe, dat ons mag sê hoe oud, 81 is, baie hartlik geluk Roe. En dan ook Eben. Nou, en die blaadjie het ons volgende jaar se verjaarsdag afgekondig, maar hy is 83, eerskomende Vrydag, baie hartlik geluk Eben. En Redino, ons is so bly, jy kyk so mooi na Eben. Baie geluk ook aan Eben en aan Roe, mag die Here vir julle ryklik seën in die jaar, die nuwe lewensjaar. Baie geluk. Gemeente, sterkte met die voorbereiding vir volgende week, wat gaan oor gebed. U sal sien, ek het ook vir u genoem, ons sal dan volgende week uit die gedeelte daaruit, die einde van Openbaring, oor die gebed preek. So, doen gerus die Bybelstudies, die van die wat dalk nog nie kans gehad in die begin, doen dit gerus. Ek dink dit is, oral waar ek huisbesoek doen, sê die mense, hulle doen dit so. Ons het saam die vreugde dat ons as gemeente dit so op die manier verenig in ons fokus. Geseënde Sondag vir u verder.